In vandag se les gaan ons kyk na funksies en verwantskappe. Nou, funksies en verwantskappe is die inleiding vir ons tot algebra. 'n Funksionele verhouding dui die verband tussen 'n stel insetwaardes en 'n stel uitsetwaardes aan. Ons beskou 'n algebraïese uitdrukking as 'n masjien waarin jy een waarde invoer. Ons praat van dit as ons insetwaarde. As ons hierdie insetwaarde ingevoer het, dan gebeur daar 'n proses. Of ons praat ook van dit as 'n reël. Met ander woorde, jy het nou hierdie insetwaarde, jy sit hom deur hierdie masjien en jy kry 'n waarde aan die ander kant uit. En ons praat van dit as ons uitsetwaarde. Dit is hoekom ons praat daarvan dat ons 'n algebraïese uitdrukking as 'n soort masjien beskou. Ons praat van hierdie voorstelling, soos wat ons dit op hierdie manier geskryf het, praat ons van dit as 'n vloeidiagram. Wanneer ons praat van insetwaardes en uitsetwaardes, kan ons ook praat van veranderlikes. As julle nou mooi dink oor dit, beteken dit die waarde wat ons insit, kan mos nou verander. En dit verander ook die uitsetwaarde wat ons kry. So as ons praat van insetwaardes en uitsetwaardes, kan ons ook van veranderlikes praat. Wat baie belangrik is, ons praat van die insetwaarde as die onafhanklike veranderlike. Want sy waarde hang van niks af nie, en ons noem dit ook gewoonlik dan x. So ons onafhanklike veranderlike noem ons ook x. Ons uitsetwaarde, wat kan julle nou dink is ons uitsetwaarde? Ons uitsetwaarde hang af mos van die insetwaarde. So as jy mooi dink oor dit, kan dit maak dit sin dat ons uitsetwaarde 'n afhanklike veranderlike is. Want ons onthou, hy is afhanklik van die waarde wat jy insit. Ons praat ook gewoonlik van die afhanklike veranderlike of die uitsetwaarde as y. Die ander term wat julle moet verstaan is 'n konstante. 'n Konstante is 'n waarde wat altyd presies dieselfde bly. So 'n konstante is dus altyd 'n getal of 'n vaste gegewe. Kom ons kyk nou na 'n basiese vloeidiagram. Ons het gesê ons vloeidiagram word geskryf, ons het 'n insetwaarde, so ons lewer 'n inset. Daar gebeur iets met hom, hy word verwerk deur die masjien, dit is die reël wat met hom moet gebeur. En dan gee die masjien vir ons 'n uitsetwaarde. As ons byvoorbeeld kyk na getalletjies soos 2, 4, 7, 9, 10, dan is dit ons insetwaarde. Ons reël wat nou gaan plaasvind, gaan vir ons sê hierdie reeltjie is die reël wat met die insetwaarde moet gebeur, sê vir ons moet nou hierdie getal maal met 9. So, as jy nou dink daaraan, jy voer nou hierdie 2 in, hierdie masjien in, en dan gaan jy 'n uitsetwaarde kry. So as ons 2 ingevoer het, 2 maal 9, gee vir ons 'n antwoord van 18. Nou net so, as ek nou hierdie 4 invoer in die masjien, gaan hy sê 4 maal 9, en 4 maal 9 gaan vir ons 'n antwoord gee van 36. Ons volgende insetwaarde waarna ons kyk is 7. Ons voer 7 in die masjien in, as ons het 7 maal 9 gee vir ons 'n antwoord van 63. Die volgende enetjie waarna ons kan kyk is nou my 9. As ek 9 invoer in my masjien in, wat is my antwoord wat ek uitkry? 9 maal 9 is 81. Laaste een wat ek nou gaan invoer is my 10.
As ek 10 in die masjien invoer, gaan hy vir my 'n antwoord uitspoeg en die antwoord wat die masjien gaan uitspoeg is 10 maal 9 is 90. Ons is nog steeds besig met vloeidiagramme, maar kom ons kyk nou na 'n vloeidiagram waar ons veranderlikes gebruik. Onthou, ons vloeidiagram sê nog steeds ons het 'n insetwaarde en dan het ons 'n reël wat met hom gebeur. Daai reël is die masjien wat hom verwerk en hy spoeg vir ons 'n antwoord uit wat die uitsetwaarde is. Onthou nou, die insetwaarde maak nie saak wat hy is nie, so ons praat mos van hom ook, as julle nou mooi kan onthou, as die onafhanklike veranderlike. Ons insetwaarde is ons onafhanklike veranderlike. Maar wat is ons uitsetwaarde? Ons uitsetwaarde hang af van die waarde wat jy ingesit het. Met ander woorde, ons praat van ons uitsetwaarde ook as ons afhanklike veranderlike. Nou goed, as ons kyk na ons vloeidiagram waar ons veranderlikes gebruik, gaan ons insetwaarde, soos wat ons nou in die vorige stukkie gesê het, is ons insetwaarde gewoonlik ons xie en ons uitsetwaarde is gewoonlik ons y. As ons nou hierdie insetwaarde het, ons sê hierdie insetwaarde is -1, 0 en 1 is die insetwaardes wat vir ons gegee word. Ons reël wat ons moet toepas is y is gelyk aan 3x minus 1. Met ander woorde, hierdie is my masjien wat my waardes gaan verwerk. As ek dan nou kry, aan die ander kant kry ek my y-waarde uit. So, ons moet nou gaan uitwerk hoe om hierdie antwoord uit te werk. Dit beteken as ons nou in ons x se plek, want onthou hierdie is nou ons xie, so ons gaan in ons x se plek gaan ons -1 invoer. As ons -1 gaan invoer, gaan die proses wees y is gelyk aan 3 maal -1 min 1. En dit gee vir ons 'n antwoord van -3 min 1 en dit gee vir my 'n antwoord van -4. So my uitsetwaarde wat ek gaan kry, as ek -1 gaan invoer, gaan 'n antwoord wees van -4. Met ander woorde, my y-waardetjie is -4. As ek nou gaan kyk om 0 in te voer in x se plek, so 0 gaan in die masjien in, dan gaan ek kry y is gelyk aan 3 maal 0 minus 1 en dit gee vir my 0 minus 1 en dit gee vir my 'n antwoord van -1. Met ander woorde, my uitsetwaarde wat ek kry as ek 0 in gaan voer in hierdie masjien in, is my uitsetwaarde wat ek gaan kry is dan -1. Die laaste ene wat ons moet invoer in x se plek in is 1. As ons nou x gelyk aan 1 gaan invoer, dan kry ons y is gelyk aan 3 maal 1 minus 1. En dit gee vir my 'n antwoord van 3 minus 1 wat gelyk is aan 2. Met ander woorde, my y-waardetjie wat gelyk is aan 2 is my uitsetwaarde. En my uitsetwaarde se waarde is met ander woorde 2. Onthou, ons het ons insetwaarde wat ons onafhanklike veranderlike is. Ons reël vind plaas en ons kry ons uitsetwaarde. Ons uitsetwaarde is ons afhanklike veranderlike, want hy hang af van dit wat jy ingesit het. Nou kan ons byvoorbeeld in hierdie geval A as 'n insetwaarde beskou, wat ons veranderlike is, en ons uitsetwaarde is B. Kom ons kyk, as die reël vir ons sê, B is gelyk aan 2A plus 4.
Met ander woorde, wat moet gebeur as ek die waardes het van A? Kom ons kies waardes van A vir A soos 2, 3, 4, 5 en 7. Dan beteken dit as ek nou hierdie tweekie in A se plek gaan invoer, dan gaan ek kry my B moet gelyk wees aan 2 maal 2 plus 4. En dit gee vir my 'n antwoord van 4 plus 4, met ander woorde B se waarde is 8. Dan gaan ek hier 'n uitvoerwaarde kry wat vir my sê B is 8. Net so as ons nou gaan kyk na 3. As ons 3 in A se plek invoer, dan gaan ons kry B is gelyk aan 2 maal 3 plus 4 en dit gee vir my 6 plus 4, met ander woorde my B se waarde is 10. So my uitsetwaarde wat ek kry as ek 3 invoer, gaan wees 10. Nou kan ons kyk na ons volgende waardetjie. As A gelyk moet wees aan 4, dan gaan ek hê B is gelyk aan 2 maal 4 plus 4, want onthou ek moet nou die 4 in A se plek instel. En 8 plus 4 gee vir my 'n antwoord van 12. Met ander woorde, my uitsetwaarde wat ek kry as ek 4 invoer is 12. So kan ons reël verder toepas. As ons nou 5 invoer, dan gaan ons kry B is gelyk aan 2 maal 5 plus 4. Dit gee vir my 10 plus 4 en B se antwoord is met ander woorde 14. My uitsetwaarde as ek 5 as 'n insetwaarde gebruik is dus 14. As ek nou 7 moet invoer, gaan ek kry B is gelyk aan 2 maal 7 plus 4. 2 maal 7 is 14 plus 4 en dit gee vir my B is 'n antwoord van 18. Met ander woorde, my uitsetwaarde as ek 7 invoer is 18. As ons kyk nou na funksies, hierdie is alles funksies. 'n Funksie kan op meer as een manier voorgestel word. Die eerste manier wat hy voorgestel kan word, is in woorde. Met ander woorde, ons kan ietsie sê soos byvoorbeeld die som van x en 3, die produk van x en y. Die tweede manier wat hy voorgestel kan word, is in 'n tabel. Die tabel, die reël kan byvoorbeeld vir ons sê, q is gelyk aan 2p plus 5. Dan stel ek my funksiewaardes voor in 'n tabel, want my insetwaarde is dan -2, -1, 0, 1 en 2. As ek hulle so gaan kies, dan kan ek uitwerk my reël. Onthou, my reeltjie is nou q is gelyk aan 2p plus 5. So as my reël dit is, dan gaan ek my uitsetwaardes kan uitwerk, want q moet gelyk wees aan 2p plus 5. So as ek my eerste waardetjie instel, hierdie eerste insetwaarde instel wat -2 is, dan gaan ek kry q is gelyk aan 2 maal met -2 plus 5. Dit gee vir my -4 plus 5 en dit gee vir my 'n antwoord van 1. Ek kan my 1 waardetjie daar inskryf. Nou kan ek weer kyk, wat is my volgende ene? As ek kyk dat my volgende insetwaarde is -1, dan kan ek weer -1 instel, 2 maal met -1 plus 5, met ander woorde, q moet -2 plus 5 wees, en dit gee vir my
'n antwoord van 3. So my volgende antwoordjie is 3. As ek nou sien my insetwaarde is nou 0, dan gaan ek die uitwerk deur te sê dit is 2 maal met 0 plus 5. En 0 plus 5 gee vir my 'n antwoord van 5. So my nuwe uitsetwaarde is dan 5. My volgende insetwaarde waarna ek kan kyk is 1. So ek kan nou sien, die moet gelyk wees aan 2 maal 1 plus 5. Dit gee vir my 'n antwoord van 2 plus 5 en dit gee vir my 'n finale antwoord van 7. So kie is 7. Laaste enetjie waarna ek gaan kyk is my 2. My insetwaarde is nou 2, so ek kan sê kie is gelyk aan 2 maal met 2 plus 5. Dit gee vir my 4 plus 5 en my laaste antwoord vir my tabelletjie is 9. En ek kan hom as 9 daar inskryf. Die derde manier waarop 'n funksie voorgestel kan word, is die eerste maniertjie waaraan ons nou al gekyk het, is 'n vloeidiagram. Dit is ons derde manier waarop 'n funksie voorgestel kan word. 'n Vloeidiagram het ons gesê, ons het 'n insetwaarde en daar gebeur 'n reël met hom. Daar moet 'n proses met hom gebeur en my proses is maal 3 en die volgende ding wat met hom moet gebeur is ek moet, nadat ek hom gemaal het met 3, moet ek 5 aftrek. Nog 'n metode, 'n voorbeeld van dit is as ek A het en dit is maar my vloeidiagrammetjie, dan kan ek A sê, wil ek nou eers 3 by A tel. Nadat ek 3 by A getel het, wil ek die antwoord deel deur 2. Dit is hoe ons vloeidiagram werk en ons lees hom ook van links na regs. Of die voorbeeld van 'n vloeidiagram kan lyk soos die wat ons nou al 'n paar van gedoen het. As ons het B en ons is ons insetwaarde, A is ons uitsetwaarde en die reël wat met hom moet gebeur is A is gelyk aan B plus 9. Dit is die ander manier van die vloeidiagram soos wat ons dit nou al uitgewerk het. As ons nou kyk na hierdie reël en ons kies vir B-waardes soos -3, -2, -1, 0, 1, 2 en 3. En die reël wat ons toepas is A is gelyk aan B plus 9. Dan gaan ons mos nou sien, ons het hierdie verskillende invoerwaardes. Onthou ons insetwaardes is ons onafhanklike veranderlike, wat vir ons 'n uitset gaan lewer wat 'n afhanklike veranderlike is. So as ons -3 hier insit, dan gaan ons kry A is gelyk aan -3 plus 9, want ons sit die -3 in B se plek. -3 plus 9 gee vir my 'n antwoord van 6. As ek nou -2 in B se plek insit, gaan ek 'n antwoord kry vir A, wat sê A is gelyk aan -2 plus 9 en dit gee vir my 'n antwoord van 7. As ek nou -1 in B se plek gaan insit, gaan ek vir A 'n antwoord kry. A se antwoord gaan wees -1 plus 9 is 8. As ek nou 0 in B se plek gaan insit, dan gaan ek kry A is gelyk aan 0 plus 9 en my antwoord is 9. As ek nou 1 gaan insit in B se plek, dan kry ek A is gelyk aan 1 plus 9 en 1 plus 9 is 10. Wanneer ek nou
2 in B se plek gaan insit, dan kry ek A is gelyk aan 2 plus 9 en 2 plus 9 is 11. Wanneer ek nou weer vir 3 in B se plek gaan insit in my masjien in, dan gaan ek 'n antwoord kry vir A. A is gelyk aan 3 plus 9 en 3 plus 9 gee vir my 'n antwoord van 12. Die vierde manier waarop 'n funksie voorgestel kan word is in 'n vergelyking. 'n Vergelyking is nou soos die masjien waarvan ons gepraat het. Ons sê y is gelyk aan 6x minus 5. Die algebraiese taal vir dit is 'n vergelyking. Y is gelyk aan 10x plus 2. Byvoorbeeld, A is gelyk aan minus 2b plus 4. Al hierdie voorbeeldjies is vergelykings. Die skryfwyse van dit is 'n vergelyking. Die laaste manier wat ons 'n funksie kan voorstel is op 'n grafiek. By 'n grafiek het ons 'n horisontale as en ons het 'n vertikale as. Nou hierdie horisontale as word ook as x beskryf en hierdie vertikale as word ook as die y-as beskryf. Met ander woorde, x is ons onafhanklike veranderlike en y is ons afhanklike veranderlike. As ons byvoorbeeld kyk nou na hierdie grafiek, dan kan ons die grafiek gebruik om byvoorbeeld Bloemfontein se weer voor te stel. Op die x-asie het ons die dae van die week en op die y-as het ons die temperatuur. En ons y-as word benoem as die temperatuur wat vir die dag in Bloemfontein geld. Op die x-asie het ons die dae van die week. Volgens hierdie grafiekie kan ons nou ons temperature gaan voorstel. Soos byvoorbeeld, as dit nou Sondag 20 grade was, kan ons 'n kolletjie sit by die 20 grade. Maandag was dit nou so tussen 20 en 25 grade, kom ons sê dit was so 23 grade. Dinsdag was dit 'n volle 25 grade. Woensdag was dit sommer koud weer, het geval na 15 grade toe. Donderdag het die weer so bietjie warmer geword en dit het weer geklim na so 17 grade toe. Vrydag was dit weer 20 grade en Saterdag was dit nou weer 18 grade. So Bloemfontein is nog glad nie uit die koue uit nie. Ons kan hierdie punte ook verbind en dit is 'n ander voorstelling van hoe funksies voorgestel kan word. Later sal ons meer oor grafieke leer. Dit is dan die lesie vir vandag en julle kan nou al hierdie inligting kan julle vas lê deur julle huiswerksommetjies mooi te doen.